As die aarde rondom heeltemal gelyk gemaak sou word en die berge en dieptes van die see gelyk word, sou die water wat tans in die see is, die hele aarde tot 'n diepte van 2,7 kilometer bedek. 70% van die aarde se oppervlak word deur water gevul. As ons dink oor Noag se vloed in Genesis 7 tot 8, wat sou van al die water geword het? Ons kry die antwoord in Psalm 104 vers 6 tot 9, wat sê dat die groot waters die aarde soos 'n kleed oordek het en die water bo oor die berge gestaan het. Maar toe God die waters aanspreek, het hulle gevlug voor die krag van God se stem en in laagtes weggevloei na die plek wat die Here vir hulle bestem het. God het toe 'n grens gestel sodat hulle nie weer die hele aarde kan oordek nie. Jesaja 54 vers 9 sê ook dat die waters nie weer die hele aarde sal oorstroom nie. Ons weet nie hoe hoog die berge voor die vloed was nie, maar die Here het die topografie van die aarde verander. Die aarde se hele vorm het verander, sodat daar berge en hoër dele gevorm is waar mense kon bly en ook diep dele waar die water van die see gestoor kan word. Dit verklaar waarom ons vandag fossiele van visse op die hoë berge en plekke kry, waar visse nie kan leef nie. Dink byvoorbeeld aan fossiele wat op die boonste dele van berg Everest voorkom. Die water wat wegvloei na die vloed verduidelik ook die valleie wat baie groter is as die riviere wat daardeur loop. Dit kom uit die tyd van Noag se vloed. As jy dink oor hoe die Here die waters van die aarde kon aanspreek en nou vlug voor die krag van God se stem, hoe reageer jy daarop as die Here met jou praat? Hoe reageer jy op God se woord aan jou?